Hoe sien ek en jy mense? Sien ons mense soos wat Christus hulle sien? Maar meer as dit, sien ek en jy mense soos wat Jesus my en jou sien? Wanneer hy na ons kyk, is dit dieselfde tipe oë, is dit dieselfde ingesteldheid wat ek en jy het vir ander mense. Nou, hierdie week wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor hoe sien ek en jy mense. En ek wil begin deur vir jou te sê, Christus sien individue. Hy sien enkele mense raak. En regdeur sy bediening, wanneer mense uitroep tot hom, jy onthou die vrou wat aan sy kleed vat, ek dink aan Saggeus in die boom, ek dink aan die vrou by die put. Maar ek wil vir jou sê vandag, Jesus sien individue. En voordat ons kom by hoe sien ek en jy mense, wil ek vir jou sê, hy sien jou raak. En baie keer wanneer ons hoor dat hy vir ons gesterf het, dat ons sê, maar jy weet, Christus dink aan ons en hy ken ons naam, dan dink ons soms aan ander mense. Dis vir ander mense, dis vir die, ek wil amper sê die goeie mense, of ek hoor deesdae mense praat van groot Christene. Ek weet nie wat 'n groot Christen is nie. Ek het bietjie gewig aan gesit die winter, ek is ook dalk nou 'n groot Christen. Ek is nie seker nie, maar mense praat van groot Christene. Ons dink soms is dit nou vir die groot Christen of die belangrike ouens. Maar ek wil vir jou sê, dit is vir individue, dis vir enkele mense soos ek en jy. Dis vir onwaarskynlike mense. Selfs wanneer ons kyk na die disippels, was daar 'n paar, ek wil sê 'n klomp rowwe eisters gewees tussen hulle. Maar dit is die mense wat Christus raak sien. Dis hulle wat hy op die visvang bote gaan sien en sê, laat staan wat julle mee besig is en volg my, en hulle doen. Hy gaan al onwaarskynlike mense, hy sien die individu raak. En ek wil vandag vir jou sê, hy sien jou raak. En ek sê dit nie net sodat jy moet beter voel vandag nie. Ek sê dit vir jou want ek wil hê jy moet dit besef. En ek wil hê jy moet dit in jou hart vasmaak. Dat hy sê, hy ken jou by jou naam. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hy sê, ek het jou gaan soek. Hy sê, ek los die 99 om die een te gaan haal. En ek weet nie van jou nie, maar ek was daai een in my lewe. Maar Christus sê, hy ken jou voordat hy jou in jou moederskoot gevorm het. Voordat hy met ander woorde die uitleg van die aarde beplan en gevorm het hy jou geken, het hy jou gesoek, het hy 'n plan vir jou lewe gehad. Maar meer as dit, het hy jou reeds lief gehad. Het hy reeds na jou gekyk met oë van liefde. En dalk is jy mismoedig, dalk besef jy dit nie, dalk het jy dit nie geweet nie, maar ek wil hê jy moet vandag hoor, hy het jou lief, vir jou, as individu. Ek wil hê jy moet dit weet, en maak dit vas in jou hart, bind dit vas. Dis nie wat ek sê nie, dit is wat hy sê, dit is wat sy woord sê. Hy sê, hy het jou so lief, dat hy vir jou gesterf het. So mag ek en jy hierdie week ingaan met daai wete, dat ek en jy is geliefd. Maak nie saak wat ek in my verlede gedoen het, wie ek is, of hoe afvallig ek mag wees nie. Wanneer hy na my kyk, sien hy my as sy kind. Sien hy jou as sy kind. So kom ons gaan hierdie week in met daai wete, dat hy my en jou nie net raak sien nie, maar dat hy my en jou lief het, dat hy ons ken, maar meer as dit, hy wil hê ons moet hom ken as individu, en tyd saam met hom spandeer. Ek wil eindig met hierdie, in Openbaring 3:20 sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom, en ek sal by jou kom eet, soos goeie vriende behoort te doen. Jesus sê, ek wil jou hê as 'n vriend. Jy as individu, hy sê, klop in die deur van jou hart. As jy vir hom oopmaak vandag, hy sê, ek wil by jou inkom. So dis nie net vir ander nie, dis vir jou ook, dis vir my, dit is vir ons as individue. Mag jy 'n awesome dag hê, sien uit om jou môre weer te sien. Tot dan, totsiens.